Ai, Openbaring is anders as enige ander brief in die Nuwe Testament. Want dit is nie net 'n brief nie, dit is ook profeties. Die boek sê dit self, meer as een keer. In hoofstuk 1, hoofstuk 3 en weer in hoofstuk 22, dan beskryf Johannes die boek as die profesie. Nou baie van die ander briewe in die Nuwe Testament bevat profeseë, maar net Openbaring identifiseer homself as 'n profesie. Die doel van profesie, of die profeties, sê Paulus in 1 Korintiërs 14. Hy sê, is om gelowiges op te bou, aan te moedig en te troos. En dit is presies wat Openbaring doen. In hoofstuk 2 en 3 praat Jesus direk met 7 gemeentes, wat in Klein-Asië was, en hy bemoedig die gelowiges wat ly, en hy roep die afgedwaaldes weer terug na bekering. Hierdie 2 hoofstukke is baie besonders, want dit is die enigste briewe in die Bybel wat direk deur Jesus self gedikteer is. En vanaf hoofstuk 4 af verander die toon en die profesie begin vooruit te wys na die dinge wat na hierdie sou gebeur. So Openbaring kombineer 2 elemente. Dit voorspel wat kom en dit verkondig die woord van die Here aan mense wat destyds deur swaar kry gegaan het. Die resultaat is 'n boek wat gelyktydig waarsku en bemoedig en die gelowiges roep om getrou te bly tot die einde toe.